En ons is steeds besig met Delf steeds dieper. En hier sit Elisabeth Jordaan saam met my in die ateljee om andermaal te delf in die nalatenskap wat ons geërf het van Andrew Murray. Nou Elisabeth, toe ek en jy nou verlede week hier uitstap uit hierdie studio uit, toe hoor ons is al vir 10 minute nie op die lug nie. En ons was al twee asof iemand ons met 'n natvis geklap het. So ek wil vir jou vra, want jy het 'n baie belangrike afsluiting gehad ten opsigte van Andrew Murray. Daar is navorsing gedoen oor 'n spesifieke aspek van sy lewe en jy het vir ons dit verduidelik en ek wil asseblief vir jou vra om net die samevatting daarvan weer vir ons te gee. Hierdie is nou my antwoord op Estie se vraag dat ons dit wat ons verlede week bespreek het weer moet herhaal, aangesien daar 'n onderbreking was by Radio Kansel en ons gesprek kon toe nie uitgesaai word nie. So ek neem dit dan nou weer op. Die vraag wat bespreek is was Dr. Andrew Murray 'n vrymeselaar? In 1931 tot 32 ontwikkel daar 'n velstryd in die NG Kerk teen vrymeselary. En uit die binnengeleedere van die kerk het vrymeselaars beweer dat Andrew Murray ook 'n vrymeselaar was. Dit het onmiddellik 'n ewige reaksie ontlok vanuit die kerk self en daar is na deeglike ondersoek bevind dat daar geen bewyse is dat Dr. Andrew Murray van Wellington 'n vrymeselaar was nie. Die volgende is opgeteken in 'n boek, Freemasons in South Africa, deur Dr. Ellen Amos Cooper, 'n geskiedkundige op die gebied van vrymeselary in Suid-Afrika, wat self ook 'n vrymeselaar was. Hy skryf die volgende: Van die begin van die stigting van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika was daar aanvalle op vrymeselary. Die kraft, soos vrymeselary bekend gestaan het in Suid-Afrika lankal bitter uitgesproke teenstand ontlok van die ortodokse afdelings van die NG Kerk, wat vrymeselary as 'n geheime vereniging beskou het, wat die kerk wil vervang in die taak om die mensdom te verbeter. Vir hulle was die kraft 'n gevaarlike liberaliserende invloed, skryf Hanekom in die liberale rigting in Suid-Afrika. Vrymeselary is veroordeel omdat hulle die pad van deïsme gevolg het, want hulle het God as die skepper van die heelal erken, maar nie Christus, die verlosser, wat gekom het om die mensdom te verlos nie. As gevolg van hulle deïstiese houdings, het vrymeselary Jode en moslems verwelkom. Trouwens, hulle het hulle met die heidendom verbind, terwyl hulle terselfdertyd die leerstellings van gelykheid van die mensdom verkondig het, wie se wortels in die Franse revolusie gevind kon word. In die eerste helfte van die 19de eeu was dit as goeie smaak beskou om aan 'n vrymeselaarslosie te behoort en van waarde as 'n skakel met leidende figure in die regering en die hof. Sir John Treater, J.H. Neethling en Sir Christoffel Brand was almal meselaars en hulle was onder diegene in hoë plekke wat wye invloed uitgeoefen het, veral op die godsdienstige lewe van die Kaapkolonie. Aangesien die invloed daarvan weier tot alle kringe van die Kaapse aktiwiteite deurgedring het, het dit onder meer 'n kritiese ondersoek deur die ortodokse kerk gevra, veral na die Württemberg-voorval in Duitsland in 1856, toe 51 kerkleiers gevra het dat kerkleraars verbied moet word om vrymeselaars te word. 1856 was 4 jaar voor die herlewing in die Kaap, in Woester. Daar is geen aanduiding dat Andrew Murray 'n vrymeselaar was nie. Hy word nie as vrymeselaar geïdentifiseer
in enige van die verskeie biografieë wat oor hom geskryf is nie, ook nie in enige historiese dokumente oor Suid-Afrika se geskiedenis nie, terwyl vele ander Afrikaners asook predikante wat vrymesselaars was, vrylik bekend is. Dr. Ellen Amos Cooper se boek oor vrymesselaars in Suid-Afrika dokumenteer die volgende, wat ook gestaaf word deur die synodale Notulus van 1862, 2 jaar na die herlewing, 1876, 1915 en 1932. Hierdie synodale byeenkomste was almal kritiek teen vrymesselary. Die eerste negatiewe kritiek teenoor die vrymesselary in Suid-Afrika het gekom vanaf die NG Kerk. Die kritiek is op 'n synodesitting wat in Oktober 1862 in Kaapstad plaasgevind het, geopper, onder die voogdyskap van Dominee Andrew Murray Jr., die eerste keer wat hy as moderator gedien het. Onder die Nederlandssprekende vrymesselaars was liberale pastore wat openlik die godheid van Christus en die bestaan van Satan bevraagteken en selfs ontken het. Hulle was Dominee Stefanus Nudee van Queenstown, Dominee Thomas François Burgers van Hannover, wat later president van die Transvaal geword het, Johannes Kotse van Darling, die voorloper van die liberale leraars, en Nicolaas Jacobus van Warmelo, wat predikant geword het van die hervormde kerk in Transvaal, met sy besliste neiging na liberalisme. Dominee A. van der Lingen van die Parel het op 29 Oktober 1862 versoek dat die synode na Stellenbosch toe moet verskuif, omdat Kaapstad met vrymesselary besmet was. Dominee A. Kotse van Darling het van der Lingen se opmerking as onvanpas beskou en het gesê dat vrymesselaars brood 'n organisasie van broederlike liefde is. Dominee Krieger van Victoria Wes het ook vir die vrymesselaars in die bresse getree en die synode het besluit om hulle werksaamhede in Kaapstad voort te sit en nie na Stellenbosch te skuif nie. Sir Christoffel Brandt, wat die grootmeester van die Nederlandse losies in die Kaap was, het soos volg op hierdie NG debat van 1862 reageer. Hy het gesê, ons vorm geen kerk nie. Godsdiens, moraliteit en liefde is die grondslag van ons werk en die doel van ons dade. Want daardeur bevorder ons die geluk van die mensdom. Waarom moet die geestelikes en veral die van die NG Kerk dan so vyhandig teenoor ons optree? Van 1862 tot 1870 was Dominee Andrew Murray gewikkel in die stryd teen liberalisme en een van die groot gevegte was teen Dr. David Fore, latere grootmeester van vrymesselary in Kaapstad. Andrew Murray se weerlegging van Dr. David Fore se liberale sienings is opgeteken in sy boek Die Moderne Ongeloof, waarin hy alle sienings van liberale teologie, asook aanvalle teen die drie-eenheid van God, Jesus Christus en die Heilige Gees aanspreek. 'n tweede negatiewe reaksie teen die vrymesselary, buiten die van die NG Kerk, voor die aanvang van die Suid-Afrikaanse oorlog, was afkomstig van Dominee S.J. de Tooy van die Genootskap van Regte Afrikaners. Op 15 April 1876 skryf de Tooy in die Patriot die volgende oor die vrymesselaars. Om die geheimhouding aspek van die Genootskap van die Regte Afrikaners in die Patriot te probeer regverdig. Hy skryf, 'n ander eienaardigheid is die geheimhouding waaronder die Genootskap van die Regte Afrikaners werk. Op ons tweede vergadering is besluit, almal kom ooreen dat ons nou geen ander geheim het nie, behalwe dat ons die name van die lede doodstil hou. As een lid 'n geheim verklap, dan kan die genootskap hom uitsit.
As een lid wil uitgaan, moet hy skriftelik bedank en die redes gee waarom, maar deur sy naamtekening bly hy gebonde om die geheime van die genootskap tot sy dood te bewaar. Natuurlik word spoedig gesê, die geskiedenis van die taalbeweging raak die antwoord dat hulle in hulle oppervlakkigheid uit die oog verloor dat die genootskap maar baie vlak teenoor die vrymesselaars staan. Die vrymesselaars maak hulle persone bekend, maar hulle werke bly geheim, terwyl die genootskap al hulle werke openlik publiseer, maar nie die persone van die genootskap op die voorgrond wil stel nie. So is geredeneer dat die genootskap van regte Afrikaners handel volkome ooreenkomstig die skrif Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Terwyl die vrymesselaars die skrif vervul wat sê in Johannes 3 vers 20 tot 21, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dit blyk egter dat die vleimesselary tot en met die uitbreek van die Suid-Afrikaanse oorlog 'n gewilde instelling was, waaraan boereleiers graag behoort het. Vervolgens vind ons 'n lys van prominente boere of Afrikaners wat voor die aanvang van die Suid-Afrikaanse oorlog aktiewe vrymesselaars was. Die volgende Vrystaatse en ZAR presidente was almal vrymesselaars. Die waarnemende Vrystaatse president P.J. Blighnout, presidente M.W. Pretorius, Jan Brandt, F.W. Reitz en die ZAR president Thomas François Burgers, as ook waarnemende Transvaalse presidente Stefanus Schoeman, Daniel Jacobs Erasmus en Skalk Willem Burger. Boeregeneraals en offisiere wat aktiewe vrymesselaars was, sluit in Louis Botha, Piet Joubert, Piet Cronje, Ben Viljoen, Ben Havenga, S.G. Filonel, J.P. Wessels, Philip Botha, Dani Tron, H.P. van der Post, Piet Visser, Dr. W.J. Leitz, J.H. Olivier, Jan Smits, George Brandt en S.P.E. Trigaard. Ander bekende boere wat ook by vrymesselary betrokke was Abraham Fischer, Ewald Esselin, C.T.M. Wilcox, Andrew Conroy, F.S. Malan, Denise Reitz, Hjalmar Reitz, William Schreiner, advokaat J.B.N. Strauss, Gustav Preller, C.J. Langenhoven, Herman Steitler, Laurens van der Post, Dominee Vore, na wie die dorp Forrie Smit in die Vrystaat vernoem is, hoofregters John Truter van die Kaap, Henry de Villiers van die Kaap, Melius de Villiers van die Vrystaat, F.E.T. Krause van die ZAR, asook minister J.H. Hofmeyer van die Kaap, speaker Christoffel Brandt van die Kaap, vrederegter J.G. Brink van Jagersfontein, die oupa van die skrywer Andrei P. Brink, advokaat Tielman Roos, generaal Dan Pinaar, kolonel J.C.C. Laas, die stigterslid van die Ossewa Brandwag, burgemeester Robert Innes, Sigmund Goddard, Hugh Exton, Moritz Levasseur, F.V. Salzman, Ivan Haarburger, Charlie Figart, E. Watke, Isaac Bouwman, Wolf Erlich, T. Whites, E.S. Hanger, C.J.G. Krause en B.O. Kellner, almal oud-burgemeesters van Bloemfontein. Selfs van die Afrikaanse taalvaders het aan die vrymesselary behoort,
Buite ons in Jan Hofmeyer, C.J. Langenhoven en F.W. Reitz, was daar ook A.D. Keet, A.G. Visser, A.A. Pinaar, meer bekend as Sangiro, en Toon van den Heever. Die latere administrateurs, Cornelius Wessels en A.J.W. Ramsbottom, was almal vrymesselaars. En so ook Suid-Afrika se eerste staatspresident na republiekwording, president Blakkie Swart. Die meeste van die bogenoemde was met die uitbreek van die Suid-Afrikaanse oorlog steeds aktiewe vrymesselaarslede. Nêrens in enige een van hierdie bronne word Andrew Murray as 'n vrymesselaar genoem nie. Nog 'n aanval het op 14 Oktober 1915 gekom, toe die 23ste synode van die Kaapse Kerk 'n besluit van Dominee W.J. Nodé oorweeg het, dat dit 'n beginsel goedkeur dat mense wat in gees gekant was teen die kerk, soos vrymesselaars en katolieke, nie as ouderlinge en diakens van kerkrade aangestel moet word nie. 'n Wysiging dat die kerkwet nie verander word nie, is toe egter met 'n noue marge 111 tot 108 goedgekeur. Vrymesselary het op hierdie synode sy kampvegter gehad in Dominee G.F.C. van Lingen van Cathcart, wat baie van die aanklagte teen vrymesselary wat deur Dominee Nodé voorgehou is, teëgestaan het toe hy sy resolusie ingedien het. Nodé het beweer dat vrymesselary met kerklike dissipline inmeng, omdat messelaars 'n eed moes aflê om mekaar by te staan, behalwe in geval van moord of hoogverraad, terwyl messelaarseremonies teen die leer van die kerk was. Vergadering in Pretoria in April 1931 het die NG Kerk die Transvaalse Synode met 129 stemme teen 29 vrymesselary veroordeel en lede van sy gemeenskap sterk versoek om niks met vrymesselary losies te doen te hê nie. Die synode het 'n kommissie se verslag oorweeg wat tot die gevolgtrekking gekom het dat die God van vrymesselaars nie die Vader van Jesus Christus is nie. Dat vrymesselary uitgaan van die erkenning van die inherente edelheid van die menslike natuur en van die inherente van die krag van die mens om homself op 'n stadium nader aan volmaaktheid te bring. Terwyl die Heilige Skrif leer van die sondigheid van die menslike natuur en dat ons slegs van die Here kan leer deur Jesus Christus. Die kommissie het aanbeveel dat lidmate nie by vrymesselary moet aansluit nie en dat messelaars nie lede van kerkrade moet wees nie. Die meeste van die predikante wat aan die daaropvolgende besprekings deelgeneem het egter die verslag en sy bevindings afgekeur, berig The Rand Daily Mail. Baie lede van kerkrade en baie predikante van die Presbyteriaanse kerk, die Engelse NG Kerk, was vrymesselaars en het beweer deur Dominee H.R. Barish van Mooirivier. Daar was weer in 1932 'n aanval. Vrymesselary was weer die teiken vir kritiek in die Kaapse Kerksynode, toe dit vergader het in Oktober en November 1932. Dominee Dr. G.T. Kikulis van Berrydale het gesê, hy sal geen wrok teen die beweging hê, as dit hom tot filantropiese aktiwiteite beperk nie. Maar die losie het meer en meer 'n mededinger van die kerk geword. Dit het 'n eie geloofsbelydenis gehad, naamlik, ek glo in God, die groot argitek. Dit het die indruk by minder ingeligtes geskep, dat so 'n geloofsbelydenis genoeg was en dat die spesifiek Christelike element van Jesus Christus oorbodig was. Hy en Dominee S.F. Fennisey het voorgestel,
Siende dat vrymetselary godsdienstige aspirasies het, wat geen kennis neem van Jesus Christus as ons enigste verlosser nie, keer die synode die assosiasie van lidmate van die NG Kerk met hierdie beweging ten sterkste af. Die synode het uiteindelik op 15 November met 'n groot meerderheid 'n besluit aanvaar, dat siende die synode nie voldoende kennis van vrymetselary dra nie, sien dit nie sy weg duidelik oop om oor die beweging uitspraak te gee nie. Volgens ons gewone gebruik is die aanvalle deur Dr. Kikilis deur die deïstiese owerhede geïgnoreer, het die Engelse distrikgrootmeester in die Kaap, T.N. Cranston Dirk, gesê. Sy bevel het egter nie verhoed dat 'n lidmaat van die kerk en 'n vorige meester van die Britannia Lodge in die Parel, J.O. Powell, eie antwoorde op briewe van Kikilis wat in die kerkbode van 1932 en 1933 gepubliseer is, antwoord nie. En een het die geestelike probeer om te bewys dat vrymetselary 'n godsdiens is. In 'n ander het hy beweer dat vrymetselary van sy lede 'n verwerping van Christus as verlosser geëis het en dat Christendom en vrymetselary dus nie versoen kan word nie. Tydens hierdie stryd was daar die eerste poging om Andrew Murray as vrymetselaar te identifiseer en so die vrymetselaars te versterk. Dit het egter net bewys dat hy nie een was nie. Die volgende word aangehaal uit Freemasons of South Africa deur A.I. Cooper, hoofstuk 10, tussen die oorloë onder die opskrif Aanvalle op vrymetselary, bladsy 152. In 'n lewendige korrespondensie in die kerkbode het Powell probeer om hierdie aanklagte te weerlê en daarop gewys dat Dr. Andrew Murray en Sir John Brand, om niks te sê van die honderde predikante van die Anglikaanse en ander kerke wat vrymetselaars is of was, daarin geslaag het om hulle Christenskap met hulle vrymetselaarsarbeid te versoen. Powell het toe die owerhede van die kerk genooi om hulle verbod op vrymetselary te verslap, sodat sy predikante wat begeer was het om vrymetselaars te word, geïnisieer kan word. As hulle enigsins in die kraaf iets vind wat in stryd is met hulle burgerlike, morele of godsdienstige pligte, sou hulle volmaakte vryheid hê om te onttrek, het hy bygevoeg. Sy benoeming van Dr. Andrew Murray as 'n vrymetselaar het 'n storm van protes laat ontstaan van kerkleiers wat vasbeslote was dat hulle stigter nie 'n vrymetselaar was nie. Hulle was korrek, want Powell het in sy entoesiasme ou losie rekords verkeerd gelees en die verkeerde man geïdentifiseer. Dr. Andrew Murray was sedert sy studentejare in Skotland orthodox, geskoei op die Sekor Dabar, Remember the Word skool, wat veral sondebelydenis, bekering, God se vrye genade, persoonlike oorgawe, heiligmaking en sending uitlig as basis van geloof. Eerstens was Andrew Murray 'n evangeliese Christen wat in die drie-enige God geglo het, naamlik God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, 3 in 1. Hy het ook in die Heidelbergse Katekismus geglo, in die inspirasie van die skrif en leerstellings gebaseer op die skrif. Hy was vir meer as 35 jaar moderator van die Kaaplandse Nederduits Gereformeerde Synode en is nie minder nie as 6 keer verkies. As sy leier en vurige gelowe in Christus sy verlosser en die inwonende Heilige Gees, kon hy nooit vrymetselary goedplaat nie, omdat hulle Christus en die Heilige Gees uitgesluit het van hulle ampseed. Die nalatenskap van Andrew Murray is 'n bewys van sy totale oorgawe en toewyding aan Jesus Christus, sy diep geestelike wandel met die Heilige Gees en sy eerbied vir God as die Vader van Jesus Christus.
In die volgende paar weke gaan ons praat oor Andrew Murray se geestelike impak ook as skrywer. Ons kan bloot vir Jesus vra wat hy oor sulke aantuigings gesê het. Jesus het gesê in Matteus 7 vers 15 tot 20: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En dan sê hy ook, Matteus 12, vers 32 tot 33. Elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Julle moet of die boom goed maak, en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak, en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. In Jakobus 3 vers 10 tot 12 skryf Jakobus, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Daar was nooit uit Andrew Murray se mond of sy pen enige iets waarmee hy aan vrymeselary of geheimsinnighede of met die werke van die duisternis verbind kan word nie. Daar is geen getuienis van enige een van sy medewerkers in Suid-Afrika, Europa of Amerika wat aanklagte van hierdie aard teen hom gebring het nie. Andrew Murray en sy nalatenskap is bo verdenking en het geweldige geestelike vrug in die lewens van duisende mense tot gevolg en het geweldige uitbreiding van die evangelie van Jesus Christus in Suid-Afrika, in Afrika, in Europa en selfs in Amerika en in die verre ooste gehad. Daarom kan ek dit net onderstreep dat Andrew Murray, Dr. Andrew Murray van Wellington, was nie 'n vrymeselaar nie.